So kom ons kom by vandag. Ons gaan so 'n mini reeks doen wat ons so in 2 dele gaan opdeel, want ons het volgende week nie 'n diens nie, neem kennis, daar is nie 'n diens nie. Dis half naweek, so gaan besoek 'n ander kerk of gaan na loof om in die bos wat in die aand sal wees, en dis 'n fantastiese geleentheid daar by Church Unlimited. Maar hierdie week en dan oor 2 weke gaan ons hierdie preek so tydens die vakansie, en hierdie gaan net oor oop deure. En oop deure is so 'n groot woord as jy in die Christelike kringe al beweeg het in jou jare heen, want ons weet, die Here is 'n God van oop deure. Hy bring deurbraak, hy bring geleenthede, hy doen dinge wat op 'n manier wat jy nie eens gedink het nie, en dan sit jy jou lewe op 'n plek wat net beter is. Die Here het 'n manier om dinge te swaai, situasies te swaai, harte te swaai, en dinge te bewerkstellig soos niemand anders nie. En ons sien hierdie selfs in die skrif. Openbaring 3 vers 8 is seker die bekendste gedeelte as dit kom by oop deure, en hier is ons waar daar staan. Die Here praat en hier's wat hy sê. Ek ken jou handel en wandel. Kyk, ek het 'n geopende deur voor jou gegee en niemand kan dit weer toemaak nie. Al het jy ook net beperkte krag, het jy my boodskap nogtans gehoorsaam en my nie verloon nie. Nou, ek weet nie wie van julle al hierdie vers al nie net gelees nie, maar beleef. Waar die Here op een of ander manier 'n deur vir jou kom oopmaak het. En jy was sonder enige twyfel, het jy geweet, dis hy. Of dit nou 'n gebed was wat jy gebid het, of net in 'n hopelose situasie was en gesê, Here asseblief help. En een of ander manier het die Here dit gedoen. Die van julle wat gelukkig getroud is, dis nou hier waar jy almal die hande op moet steek, maar ek doe, onthou jy daai kere toe jy jou vrou ontmoet het? Wow, daai was 'n oop deur, né? Maar nou ek moet eers mooi dink, né? Bietjie lank terug van ons. Hey, maar onthou jy hoe opgewonde jy was? Onthou jy die Here gedank het vir daai oomblik toe jy dalk by die kansel gestaan het en getrou het met jou vrou, en dit was vir jou net soos, wow, jy weet, hier is 'n oop deur van die Here af, en dit is amazing. En dalk is dit 'n finansiële deur wat oopgegaan het. Jy het gebid vir 'n geleentheid, of jy was besig om jou droom te bewerkstellig en 'n besigheid te bou, en die Here het dit so net vir jou geposisioneer, die regte mense op die regte tyd, die regte geleentheid, 'n deur het oopgegaan wat bo jou eie vermoë was, en jy het net geweet, dit is die Here. Dalk was dit 'n wonderwerk. Jy was vas in een of ander situasie, vasgevang, en jy het nie geweet wat se lekker kant toe nie, of dit nou 'n mediese toestand was, en die Here het net die regte dokter, of net 'n bonatuurlike wonderwerk op jou pad langs gebring, en jy is genees, en jy weet, dit was 'n oop deur. Niemand anders kon hierdie doen, buiten die Here nie. Het enige iemand hier al 'n oop deur beleef in hulle lewe? 3 halfpad van ons. Okay, dan is dit 'n goeie preek. Ons gaan oop deure beleef, maar hier is my gedagte. En net een ding wat ek wil noem is dit kom by oop deure. Julle, ons dien 'n God van oop deure. Ons dien 'n God wat daarvan hou om sy kinders te seën. En ek noem hierdie, want baie kere land ons in ons gebedslewe en ons is so, Here asseblief help my, dit sal goed wees. Here, hier is my woorde, ons kom baie keer soos weeskinders na die Here toe. Is dit net ek baie keer? Dat ons bid hierdie gebede wat versigtig is om God. Ons bid hierdie gebede wat so half tree versigtig en loop op eiers, en ons wil nie vir te veel vra nie, want ons verdien nie regtig veel nie, en wat die Here wil hê is, kom na my toe soos 'n kind, en ek bederf jou soos my kind. Die Here wil oop deure vir elkeen van ons gee. Dit is sy antwoord op planeet Aarde vir alles wat omgaan in die wêreld. Al die probleme, raai wat, hy gaan deur sy kinders werk, deur vir hulle oop deure te gee, waar hulle gaan, hoe hulle werk en waarheen hulle moet gaan. Die Here wil oop deure vir jou hê. Maar hier is een ding wat ek oplet, by soveel jare in my eie reis en by soveel ander Christene, daar is ook 'n gevaar as dit kom by oop deure, saam met die Here. Daar's ook 'n gevaar wanneer dit kom wanneer Christene begin bid vir oop deure. Alhoewel ons 'n God dien van oop deure, is daar ook 'n gevaar, en hier is al die gevaar wat ek raak sien, en ons sien dit selfs in die skrif 'n klomp kere. Dat Christene sit baie keer in 'n situasie, en dan al hoekom hulle 'n oop deur wil hê, is omdat hulle nie meer 'n probleem wil hê nie. Né? Dis nie, Here, gee my 'n geleentheid dat ek nog 'n verskil kan maak nie. Dis nie, Here, skuif en posisioneer my sodat U my optimaal kan gebruik nie. Dis nie, Here, asseblief doen iets in my lewe sodat ek meer 'n instrument in U hand kan wees, hè.
Die gebed is, Here, ek is moeg om te beklei. Ek is moeg om te sukkel. Ek is moeg vir hierdie probleme. Asseblief, Here, gee my net 'n oop deur, laat ek net bietjie kan asemhaal. Ek het al sulke gebede gebid. En een ding wat ons moet weet oor die Here se oop deure, is dit werk nie so nie. Dis hoekom baie mense wat sulke tipe gebede bid, sal sê, maar het voel of ek in die dak vasbid, in die plafon vasbid. Ek wonder of die Here my gebede antwoord, ek hoor of die Here my gebede hoor. En baie van ons was al daar. En dis omdat ons in die gevaar van 'n oop deur getrap het. Jy sien, 'n oop deur, die Here gee nie jou 'n woord, sodat hy jou kan skuif, of uit jou huidige situasie te kan ontsnap nie. Hoor mooi, hy gee jou 'n oop deur, en hy gee jou 'n woord, om jou huidige situasie te omhels. Nie te ontsnap nie. Hier is 'n groot ene. Here, asseblief verander net my vrou of my man, want dit gaan nie meer goed nie, en gee ons net hierdie geleentheid, bring weer ons liefde terug, of wat ook al dit mag wees. Jy bid dat iemand verander, het is allemaal daai tipe ding al gebid. Waar die Here na jou kyk en sê, weet jy wat, voor hulle verander, wat van jy verander? Voor jy bid dat jy uit die situasie kan uitkom, en die probleem opgelos raak, wat van jy verander in hierdie probleem? En in plaas van bid dat jou vrou of man verander, wees lief vir hulle soos ek vir jou lief is. Een van julle al dit gehoor van die Here af? Hy sê omhels. Nie ontvlug nie. Omhels. En wanneer die Here sê, wanneer jy begin bid oor goed, moet dit 'n gebed van omhels wees. Here, hierdie werk van my. Hierdie baas van my, Here, hierdie situasie van my, Here, dit is net verskriklik, ek wil hier uitkom, ek wil die ander ding doen, ek wil daai gaan doen. Here, hierdie, wat ek beleef in my hart, my drome, ek wil my drome gaan uitleef, en ek voel vasgevang, hier, Here, asseblief, hou oop deur. En partykeer staan die Here daar, en sy woord is nie, okay, hier is 'n oop deur vir jou nie, sy woord aan jou is, maar jy staan klaar in 'n oop deur wat jy voorheen voor gebid het, wat van jou omhels hierdie, en leer om met moeilike mense te lief te hê. Leer om met hulle te werk. Wat van hoop so baie van jouself dink, word nederig. Het jy al daai gehoor al? Die Here sê omhels. En hier is die gevaar van 'n oop deur. Ons moenie net bid om te ontvlug nie. Die Here gaan goed met ons deel om te omhels. En die grootste oop deur wat ek en jy kan beleef, is nie een in ons situasies nie, maar een in ons binneste. Waar ons leer om lief te hê, waar ons leer om nederig te wees, waar ons leer om na mense te kyk wat minder as ons is, maar ons ag onsself minder as hulle. Dis 'n postuurverandering in jou hart, eerder as 'n situasieverandering in jou wêreld. En hierdie is waar God se krag begin lê, as dit kom by oop deure. So hoor net mooi, hier is net 'n gevaar wat ek moet doen. Moenie trap in die gevaar dat jy wil ontvlug, en daarom soek jy 'n oop deur nie, maar soek eerder 'n omhels. Maar vandag se onderwerp waar ek eintlik wil praat, as dit kom by oop deure en wat ons gelees het in Openbaring, is hierdie gedagte van klein skeniere. Jy sien, groot oop deure hang op klein skeniere. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n liefde vir houtwerk, en as mense begin details sit binne in deure en houtwerk is, man, ek kan staan en net my mond kan oophang oor sulke tipe kunswerke. Maar dis wat dit is. Dis 'n kunswerk, en baie keer sal ek by 'n deur aankom, dan sal graverings op hierdie deur, en ek voel in die hout, en ek klop in die hout, en ek ruik in die hout, en dit is net, wow, hoeveel ure het ons al hierdie persoon spandeer aan hierdie deur. Dis amazing. Maar ek kan vir jou sê, uit al die deure waar ek al geklop het en geruik het, en by gestop het en oopgemaak het ek nog nooit gestop en gedink, joh, kyk hierdie skenier nie. Nog nooit in my lewe nie. Ek nog nooit gestop en gedink, ek wonder hoe lank het hulle spandeer om hierdie skenier presies reg te kry. Ek het kyk hoe perfek hang hierdie deur. Hierdie ouens wat skeniere maak. Amazing. Niemand nie. En dis presies wat gebeur binne in my en jou lewe as dit kom by God se oop deure. Ons kan roem oor al die oop deure wat God oopkry in ons lewens en sê, wow, kyk wat God het vir my gedoen, en dis ons getuienisse, en dis al hierdie goed. Kan ek net vir jou sê, elke oop deur wat God al in my en jou lewe gebring het, hang ook op 'n skenier. En dis gewoonlik die klein goed. Die klein goed wat niemand sien nie. Die klein goed wat niemand eens bewonder nie. Die klein goed wat ek en jy selfs dalk in ons eie oop deure nie eens raak sien en waardeer nie.
Die van julle wat getroud is, ken hierdie beginsel baie goed. 'n Gelukkige huwelik is 'n groot deur, maar hy hang baie keer op so 'n klein skenier soos 'n stemtoon. Né? Ek bedoel, praat net saggies met jou vrou. Nie hard nie. Klein skenier, groot oop deur. Manne, dis 'n plesier. Jou huwelik is gered, by the way. Ek doen klein goed. Jou werk. Here, ek soek bevordering in hierdie goed. Die Here sê, dis reg. Maar voor jy jaag vir bevordering, wat van jy doen daai admin wat jy nie wil uitkom nie, maar met vreugde in jou hart. Doen dit asof jy dit vir my doen. Klein skenier. Niemand sien dit nie. Niemand bewonder dit nie. Maar dit is daai goed wat vir die Here tel. Ek wonder hoe gaan dit by ons huise? Ons kinders grootmaak. Ons visies in lewe, ons grootste drome. Hoe gaan dit oor die klein skenier? Want ek het al agtergekom as ek my Bybel oopbraai, is dit die klein skeniere wat vir die Here alles is. Voor hy 'n groot deur oopsaai, kyk hy of mense verantwoordelik is met daai klein skenier. Onthou julle vir Abraham? Abraham is hierdie familie wat nêrens heen eintlik op pad was nie. En God roep vir Abraham en hy sê vir hom, Abraham, ek wil hê jy moet net trek. Dis al wat hy wil hê. Trek na 'n nuwe dorp toe. Maar Abraham se familie wou nie saamgaan nie. En toe moes hy besluit, gaan ek God gehoorsaam of gaan ek bly saam met my familie? En hy trek toe. 'n Klein skenier. Maar daai skenier maak hom die vader van ons geloof toe. En ons kyk nou duisende jare terug en Abraham het dit reg gekry om 'n goeie verhouding met God reg te kry. Hy het ons gewys hoe. Klein skenier, groot oop deur. Onthou vir Dawid? Ek dink hierdie man was gesalf as die koning. Hy gaan eendag koning van Israel wees. Groot oop deur. Amazing. Die Here sê, Dawid, dis die deur wat ek vir jou beplan. Maar weet jy wat moet jy nou moet doen, Dawid? Gaan pas skapies op in die veld. Klein skenier. Wie sou kon dink dat die manier hoe hy skape oppas het te doen met hoe hy koning gaan wees oor Israel? Niks met mekaar uit te waai in my en jou wêreld nie. Alles uit te waai in God se wêreld. En hier is my vraag aan elkeen van ons vandag. Voor ons uithardloop en oop deure bid oor ons land, oop deure bid oor ons skole en oop deure bid oor ons hele gemeenskap en oor ons kerke en oor ons huise en oor ons huwelike en vra dat die Here net oop deure sal bring. My vraag is ons verantwoordelik met die klein skeniere? Want dit is wat God van ons verwag. Ek onthou een spesifieke storie in die skrif wat my net so herinner het aan 'n skenier en dit gaan oor Dawid, juist Dawid. Hy was nou koning van Israel en op 'n dag vind Dawid homself nie op 'n goeie plek nie. Hy beweeg uit die wil van die Here uit en hy sondig. Hy gaan slaap saam met 'n vrou wat nie sy vrou was nie, sy word swanger. En daar's chaos. Soveel so dat die Here besluit toe, Dawid, jou kind gaan sterf. En julle het gebeur, Dawid se kind lê op die doodsbed. En Dawid gaan in sy binnekamer in en hy vas en hy bid en hy doen alles wat hy kan om die Here te swaai van sy opinie af en te sê, Here, asseblief net 'n oop deur oor my kind. Here, net 'n oop deur oor my kind. Moenie my kind wegneem. Moenie my kind laat sterf nie. Here, dit is my sonde, nie my kind se sonde nie. En hy pleit en hy bid en hy pleit en hy bid. Hy eet nie eers nie. Hy bly weg en selfs die wagte wat in sy paleis is, kyk na Dawid en hulle is bekommerd oor Dawid want dit gaan nie goed met Dawid nie. Tot op 'n dag toe Dawid se seun oorlede is. En Dawid sien sy wagte toe inloop en hy kon sien deur hulle gesindheid dat die kind oorlede is. En toe hy dit sien, staan hy op en hy vra hulle, is die kind dood? Hulle sê toe, ja, maar hulle was so bekommerd om vir hom ja te sê, want is dit hoe hy lyk terwyl die kind nog lewe? Dink gou as hy kind nou sterf. Wat gaan met hom gebeur? Hulle was bekommerd en hulle sê toe, ja, Dawid, hy is oorlede. Kyk Dawid se reaksie in 2 Samuel 12 vers 20. En toe het Dawid van die grond af opgestaan, homself gewas en reukolie aangesmeer. Nadat hy skoon klere aangetrek het, het hy in die heiligdom ingegaan en daaraan bid. Daarna het hy na die paleis toe teruggegaan en kos gevra. Hulle het dit gebring en hy het geëet. En hierdie reaksie van Dawid het almal se mond net laat oophang en sê, Dawid, iets is fout.
Jou kind's nou net dood en nou staan jy op. Nou moet jy treur, nou moet jy sak en as wees, nou moet dit jou tref, maar nou staan jy op en nou stof jy af en nou bad jy en nou ruik jy weer lekker en nou gaan jy weer aan asof dit nie gebeur het nie. Maar Dawid het 'n skenier verstaan. Dawid sê, maar ek het gebid vir 'n oop deur. En dit het nie gebeur nie. En my volgende oop deur wat die Here vir my bepaal, hang af van wat my reaksie nou is. En hier is die woorde waarmee dit begin. En toe het Dawid van die grond af opgestaan. En daai en toe oomblikke is alles, Here. As jy wil weet wat is 'n klein skenier in jou lewe, hoe om dit identifiseer, dis die en toe oomblikke. My dogtertjie, Lua, baie oulik, baie skerp, baie vinnig. Sy dink so op haar voete en ek love it. Want ek was ook so. Maar tot haar nadeel is ek sien reg deur haar. Vir nou. En Luaatjie kom eendag na my toe en ek vra haar na skool, "Hey Lua, hoe was jou dag gewees?" En sy vertel jou, nee, sy is 'n sosiale vlinder. "Pappa, jy sal nie glo nie, man, ek het so gespeel en Kylie dit en vertel al die maatjies en hierdie dinge daar gebeur. Ag, dit was so lekker en ek was die leiertjie en dit en ewe skielik vang sy so haarself en haar lippie begin so opgaan. En sy sê, "Maar pappa, maar een maatjie was lelik met my gewees." En hier begin sy daai storie vertel. En hoe aklig dit was, en hoe swaar dit was, en hoe terrible dit was, en sy is ingedoen, en nie raak gesien nie, en haar hart het gebloei, en hy kyk so na, en nou weet ek, sy soek net een of ander milkshake, sy werk op na haar ding toe, jy weet, dis haar plan. En al wat ek al vra is, nadat soveel onreg haar getref het, vra ek, en Lua, en toe wat het jy gedoen, toe die maatjie dit aan jou gedoen het? Net daai vraag. Wat was jou reaksie? Want as die reaksie reg was, dan sal ek vir jou milkshake kry. Maar as die reaksie nie reg is, Lua, dan moet ons praat. Want wat help dit? Jou maatjies doen onreg aan jou en jy kom met 'n plan om 5 keer meer onreg aan hulle te doen. Dis nie 'n wen nie. Jou skenier, Lua, is dalk klein. Die en toe. En hierdie ding is so waar in my en jou lewe. As onreg ons tref, of een ding in jou huis gaan verkeerd, of jou droom realiseer nie, of dalk soos Dawid, groot trauma tref jou en jou kind is vroeg oorlede. Die en toe is alles. Want God kyk na wat is jou reaksie, en Dawid staan op, hartgebroke, gemaak klaar en gaan aanbid die Here. Ek kan nie my kind terugbring nie, maar kan God nog steeds aanbid. En toe doen hy dit. As daar 'n stryery in jou huis is, ek wonder of die Here ons vra in ons gebede, voor jy bid vir daai oop deur, wat het jy gedoen toe daai en daai gebeur het? Toe daai persoon jou weer geïrriteer het. Toe die ander ou die promosie gekry het in plaas van jy waarvoor jy dit gebid het, waarvoor jy gewerk het. Hoe was jou reaksie? Toe jy daai nuus gehoor het op die TV, hoe was jou reaksie? Die en toe is alles. En as Dawid nie geweet het hoe om sy en toes reg te kry in die hele, het ons nie hom geken as die held wat ons vandag nog herken nie. En dieselfde tel vir Petrus. Hy kry die Heilige Gees, Pinksterdag, amazing. En dan staan daar en toe staan Petrus op en hy begin die mense net vertel van Jesus. En 3000 mense kom tot bekering en word deel van die kerk. Sy en toe. Ek het die Here beleef en ek hou dit nie vir myself nie. Net dit, staan op en deel dit met mense. Klein skenier, dit lei na 3000 mense wat tot bekering kom en deel word van die kerk. Groot oop deur, klein skenier. Paulus, vasgevang in die tronk, het niks anders om te doen nie, sit daar, kan homself jammer kry, wat doen hy? En toe begin hy die Here aanbid. En dan swaai die tronkdeure oop deur voor hom. En ek en jy moet net weer op 'n plek weer kom en sê, maar Here, ek kan nie meer op 'n plek kom waar ek kan leef vir 'n 10 jaar plan en 'n 20 jaar plan nie. Want hoor mooi, die Here se planne is hoër as ons sin. Sy gedagtes is hoër as ons sin. Hoe hy ons gaan lei, weet ons nie. Waarheen hy ons vat, het ons geen koek en klou nie. Hoe sy oop deure lyk, het ons geen benul nie. Ons kan nie sin maak van die Here se paaie oor 'n paar jaar nie. En hier is iets wat in ons lewe so groot is. Mense vra jou altyd, maar wat is jou 5 jaar plan? Wat is jou 5 jaar plan? Wat is jou 5 jaar plan? En ek sê nie ons moet doelloos rondloop en die planne hê nie. Maar wat ek wel weet is dit kom by die toestand van die siel,
Niemand leef goed onder 'n 5-jaar plan nie. Want die groot oop deure is die 5-jaar plan, maar die klein skeniere is die 5-minute plan. En God is baie meer begaan oor jou volgende 5 minute eerder as jou volgende 5 jaar. Want jou 5 minute gaan jy iewers 'n skenier kry. Jy gaan na die diens jy uitloop, in jou kar klim, en een of ander kerkpersoon wat dink, hy weet, die pad behoort aan hom, gaan voor jou inry. En toe, wat is jou reaksie? Klein skenier. 5 minute. 5 minute. 5 minute plan is alles. En Dawid lê op die grond, hy treur oor sy seun, die 5 minute plan. Ek kan nou opstaan, en ek kan die Here aanbid. Ek het nog nie 'n oplossing vir my 5 jaar nie, maar ek het die oplossing vir die 5 minute. Ek het nog nie 'n oplossing vir die oop groot deur wat ek vir Here voor vertrou nie, maar ek het 'n oplossing vir die klein skenier. Elke groot oop deur hang op 'n klein skenier. En mag ons 'n gemeente wees wat baie oop deure beleef, van huis tot huis, vir elke huwelik, selfs ons as groter prentjie van kerk, mag ons gemeenskap weet wat dit is die Here oop deure, mag die Here oop deure in ons land kom oop swaai. Hoe gaan ons daai reg kry? Ek weet nie, maar dis die Here se werk. Ons werk is die skenier. 5 minute. 5 minute. En dis al. Maar hoe kry ons daai reg? Want die entoes is baie keer moeilik. Die entoes vang ons op 'n rugby game. Die ref blaas verkeerd en toe verloor ek dit. Nee, selfs die entoe daar, jy weet, dis ons sukkel met die entoes. Ons sukkel. En toe moes ek weer met my vrou praat oor dieselfde ding, en weer met my man praat oor dieselfde ding, en toe val ek weer in dieselfde sonde, en is frustrasie, en is irritasie. Hoe kry ek die end toe? Hoe kry ek die skenier reg, as dit frustrasie bring? Hoe? Wel, hier's 'n vraag wat ons dalk kan help. Volgende keer wanneer jy weer in daai end toe situasie is, weer 'n klein skenier oomblik is, vra net die volgende vraag vir jouself, en ek beloof jou, omdat die Here by jou is, gaan jy die regte antwoord kry sommer baie vinnig, wat om te doen. Hier is die vraag. Wat vereis liefde van my? Net dit. En jy weer daar vassit, en frustrasie by die huis, en frustrasie met jou kind, of weet nie waarheen vorentoe, vra net die vraag, wat vereis liefde van my? En daai vraag daar bring jou dadelik na die skenier toe, na die 5 minute plan toe. En jy sal dadelik nie meer dink aan jouself en die eie ek en al die emosies wat opborrel nie. Jy gaan dadelik dink in die lyn van wat Jesus wil hê en wat hom gaan eer en wat vir hom reg is. Dis 'n vraag wat jou sal lei na die oop deur van God. Wat vereis liefde van my? Traai dit. As jy by die huis inloop en die kinders het alweer goed gedoen wat hulle nie moes nie en jy byt so op jou lip of wat ook al dit mag wees, vra die vraag daar en toe oomblik. En toe vra ek, wat vereis liefde nou vir my? Dalk geduld. Dalk voor ek skree op my kinders, kom ek sit hulle net rustig neer, kyk hulle in die oë en praat net met hulle oor die belangrikheid van hoekom ek hierdie verwag. Eerder as net soos 'n beneekte bil deur hierdie huis te hardloop. Dit klink soos iets wat liefde sal eis. Dit klink soos iets wat Jesus sal doen. As jy by die werk kom en daar's frustrasies, vra daai vraag, die en toe oomblik. Vra dit. As daar bekommernisse is, as 'n ou weer nie rekening betaal nie, vra daai vraag. Ek beloof jy sal aan idees dink, want God help ons met die klein skeniere. Ek sal nooit vergeet 'n storie wat ek jare terug so gehoor het en dit het my nooit verlaat nie, want dit is so kragtig. En dit gaan oor mense wat hierdie kathedrale bou daar in Europa. Die van julle wat al die voorreg gehad het om daar te wees, sal weer dis eislike geboue. En nie net is dit groot geboue nie, dis gedetailleerde argitektuur. Dis mense wat oor honderde jare hulle tyd, energie, hulpbronne spandeer het om hierdie groot plekke van aanbidding op te rig. En dis massiewe plekke. En as jy instap, as jy oorweldig met die detail van wat daar aangaan.
En hierdie storie gaan so oor een persoon wat besig was om op 'n dakkap hoog bo te werk. En aan die bokant van die dakkap, soos hy sit op die balk, is hy besig om 'n voeltjie te grafeer op hierdie dakbalk, né? En een van die werkers wat hom sien dit doen, vra toe maar, luister, hoekom doen jy dit? Jy gaan nog soos plafon inkom en dis op die dakbalk en is aan die bokant, niemand ooit, maar ooit, gaan nou sien wat jy doen nie. En die ou wat besig is om te grafeer, draai rustig na hom toe. En hy kyk na hom en hy sê, jy is verkeerd. Ja, geen mens gaan dit sien nie, maar God sien dit. En dit wat ek doen, doen ek vir hom. En dit tref my elke keer net so, want dis hoe oop deure werk. God sien dit, God seën dit. God sien wat jy doen wanneer niemand kyk nie. God sien wat jy doen wanneer niemand oplet nie. God sien hoe jy bid wanneer niemand jou hoor nie. God sien hoe jy grafeer op daai balk by die werk, by jou huwelik, by jou kinders. God sien dit en as gevolg van die klein skenier wanneer net hy dit sien, seën hy dit, die oop deur. En dis van ons wat ek net wil help vanoggend en sê ek weet jy het 'n oop deur nodig in jou lewe. Ek weet dit. Ek weet jy het deurbraak nodig. Ek weet jy het hoop nodig. Ek weet daar moet vorentoe in jou lewe en God wil vir jou voorspoed gee. Hy wil. Maar daai is afhanklik van wat doen jy wanneer net God dit sien? Van die klein skeniere in jou lewe. Wat help dit God gee jou oop deur en die deur val net af? Die klein skenier is alles. En dis presies wat die eerste vers is. En span, bring hom dit weer op. Openbaring 3 vers 8. Hoor wat staan daar. Hoor wat sê die Here vir die kerk. Ek ken jou handel en jou wandel. Hy kyk na die skeniere van hierdie kerk. En as gevolg van die klein skeniere, sê hy, kyk, ek het 'n geopende deur voor jou gegee en niemand kan dit weer toemaak nie. Al het jy ook beperkte krag, bedoelende, jy kon dit nie op jou eie doen nie. En dit was groter bo jou en ek het goed van jou gevra wat dalk nie vir jou sin gemaak het nie. Maar sê die Here, het jy my boodskap nogtans gehoorsaam en my nie verloon nie? Kan julle sien die klein skeniere selfs in daai skrifvers? Die handel en die wandel is alles vir die Here. So kom ons gaan hierdie week en ons vra die Here om ons te lei dat wanneer ons by ons end toe oomblikke kom, dat die Here net daai vraag in ons gedagtes opbring. Here, wat vereis liefde van my? En ek beloof jou, hoe meer jy daai vraag vra, hoe meer jy doen wat daai antwoord is op daai vraag, hoe meer gaan jy opende deure beleef wat niemand kan toemaak nie, wat van die Here afkom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie Here, dat ons kan weet, U is 'n God van voorspoed en nie van teëspoed nie. U is 'n God van seën en nie van straf nie. U is 'n God wat ons wil help, ons wil oprig, ons wil lei, ons na meer wil vat en groter verantwoordelikheid wil gee. U is 'n God, Here, wat regtig waar wil gee vir ons, Here. Van die geestelike goed tot die sielsdinge, Here, tot die fisiese dinge. U wil ons lei. En Hemelse Vader, ek bid dat daar net 'n skuif sal kom vandag. Dat ons nie so vasgevang sal wees in die oop deure nie, maar Here, dat ons meer sal kyk na die skeniere. Die hoe ons praat, hoe ons bid, hoe ons handel en ons wandel, hoe ons liefhet, hoe ons mense opbou wat niks vir ons kan doen nie, hoe ons gee daar waar dit nie eens dalk eens gevra word nie. Hoe ons U ken in al ons weë, Here. In ons handel en ons wandel. So Hemel, Vader, dankie daarvoor. En ja, Here, ons weet, Here, U is 'n God wat oop deure wil gee en elke ou in hierdie saal het al 'n getuienis, Here, van 'n oop deur in hulle lewens. En ons eer U daarvoor. En ek bid so oor die volgende oop deure wat sal kom. Here, dat ons nie sal miskyk dat dit van U afkom nie. En nommer 2, Here, dat ons U al die eer sal gee wat U verdien. En dis juist hoekom ek bid vir oop deure. Here, maak ons bekwame mense. Mense van ware karakters, mense wat getuig van U liefde. Kom hang groot deure, Here, binne in ons lewens op hierdie skeniere wat U ons mee vertrou. Sodat die wêreld mag al hoe meer weet en ons gemeenskap al hoe meer mag weet, daar's 'n God wat lewe en hy doen wonderwerke. U is amazing, Here. En daarom bid ons dit alles in U naam. Sal ons sê saam.
Amen. En amen.